Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons die Here dien, nie vir dit wat ons kan kry nie, maar vir wie hy is. Sal jy vir die regte ding staande bly? Daniël is 'n so eerbare man. Hy loop so die reguit pad dat sy vyande sê, ons gaan niks teen hierdie ou kry nie. Ek wonder hoeveel van ons sal toegesluit word vir ons geloof. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorberei sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Nou ek wil vanaand so 'n bietjie oor Daniël, die boek Daniël gesels. Kom ek sê eerder so, want ek dink elke keer as 'n ou bietjie hoor van Daniël, dan gaan ons koppe dadelik na die een storie wat ons uit Daniël uit ken, en dis Daniël in die leeukuil. Nou was eintlik 'n paar interessante ander goed wat in die boek Daniël gebeur het, soos 'n hand wat uit die hemel uitgekom het en op 'n muur geskryf het. Daar was ook 'n mal koning wat sy koninkryk kwyt geraak het en toe teruggekom het omrede hy gesien het wie die Here en wat die Here is. So, daar's 'n paar interessante verhale in Daniël en ek hoop ek kan jou vanaand so 'n bietjie opgewonde maak om die boek te gaan lees. Dit is 'n baie lekker boek om bietjie hierdie tyd van die jaar veral te gaan lees. Nou ek wil vanaand begin deur vir jou 2 vrae te vra. My heel eerste vraag is, sal jy staande bly vir die regte ding al staan jy alleen? En my tweede vraag is, hoekom dien jy die Here? Dien jy die Here hoekom hy God is? Of dien jy die Here vir dit wat hy vir jou kan gee en doen? Nou hierdie is 2 baie belangrike vrae, veral as ons kyk bietjie na die boek Daniël. Nou, die eerste 2 verhale wat ek met julle wil deel, of die eerste verhaal wat ek met jou wil deel, gaan nie oor Daniël self nie. Het gaan oor sy 3 vriende. Nou ek onthou hulle altyd as Saterdag, Mesach en Abednego, maar is nie, dis Sararag, Mesach en Abednego. Okay, hierdie 3 vriende van Daniël. Nou baie interessant, as 'n ou begin in die boek Daniël, hoor jy dat hierdie 4 jong manne as slawe uit hulle land gevat is, na koning Nebukadnesar toe. Okay, verskriklike name. Ek weet nie hoekom kon hulle nie die ouens lekker name gegee het soos Koos en Jan en sulke tipe goed hier, nee, dit sou great gewees het. Of selfs Daniël is 'n maklike naam. Okay. Interessant, as jy so 'n bietjie gaan kyk, so hulle was weggeneem na hierdie vreemde land toe, die land van koning Nebukadnesar, en interessant, hy het vir hulle almal nuwe name gegee. Hulle moes die land se taal en kultuur aanleer, en dan het hulle 'n tipe van 'n opvoeding gekry, en dan moes hulle as slawe vir die koning gewerk het as raadgewers. So wat sou gebeur het is, hulle sou oorlog gemaak het, en hulle sou dan al die koninglikes, al die ryk mense, en al die slim ouens uit die land uitgevat het, terug na hulle eie land toe, en hulle gebruik het as raadgewers. Baie interessante manier van dinge doen. Nou interessant, deur die hele verhaal, almal kry nuwe name, en ek gaan nie probeer om Sadrag, Mesach en Abednego se ou name te onthou nie, want dit is verskriklik, is Joodse name. Maar interessant, Daniël se naam bly reg deur die verhaal Daniël. Hulle het vir hom 'n ander naam gegee, en tog noem die 3 konings wat die verhale oor gaan in Daniël, noem hom elke keer Daniël. Of hulle verwys terug na Daniël se naam toe. Is net vir my ietsie interessant, wat ek net so 'n bietjie met julle wil deel. Nou, daar's 'n klomp stories in hierdie ongelooflike boek, maar een van die stories wat ek bietjie vanaand by wil stil staan, is op 'n stadium, besluit koning Nebukadnesar, hy gaan 'n stambeeld, 'n goue stambeeld oprig, en almal moet hierdie stambeeld aanbid.
En Daniel se 3 vriende het van die begin af toe hulle na hierdie land toe gegaan het, is hulle so bietjie rebels teenoor dit wat die koning wil hê en dit wat die koning sê. Hulle volg God se woord tot op die letter. En net soos hierdie simpel bevel uitgaan, besluit hulle gaan nie die koning gehoorsaam nie. En daar's 'n klomp raadgewers van die koning wat toe vir hom sê dat hierdie 3 manne nie sy opdrag gehoorsaam nie. Die koning het vir hulle gesê, okay, ek het gesien julle buig nie voor my stambeeld nie, maar as julle dit nou doen, as daar trompette en musiekinstrumente blaas en julle buig dan voor hierdie stambeeld, dan sal ek julle vergewe, dan hoef julle nie 4 oond toe te gaan nie. En dis wat hulle toe die koning antwoord. Want die koning het ook gevra, wie gaan julle red uit my mag uit, as julle nie voor hierdie stambeeld buig nie, en dis wat hulle hom toe antwoord. Daniel 3 vers 16, het sê, Sadrag, Mesach en Abednego het die koning Nebukadnesar geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. En selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Dis 'n groot gedeelte in die Bybel, nê. Hierdie 3 jong manne wat opstaan vir dit wat reg is. Terwyl almal aanbid en buig hulle nie. En dis my tweede vraag vanaand is, hoekom aanbid jy die Here? Aanbid jy die Here hoekom hy God is, of aanbid jy die Here hoekom jy goed kan kry van hom af? Nou ek dink iets wat ons baie belangrik uit hierdie verhaal moet onthou is, hierdie ouens was slawe van oorlog. Hulle het al 'n pad gestap. Hulle is nie ouens wat uit luukse huise uitkom, of wat altyd die geleentheid gehad het om hulle eie keuses te maak. Hier reg aan die begin van Daniel, kan jy sien dat hierdie 4 jong manne in kluis, Daniel en kluis, opstaan teen die koning en vir die soldaat wat voor hulle aangestel is, sê, of vra, hoor hierso, ons gaan nie die koning se kos eet nie, want dit maak ons onheilig. En dan sê die ou, ja, ek's bang vir die koning, so ons gaan eers 'n toetsloopie doen vir 10 dae, en hulle slaag dan die toetsloopie, en dis waar ons die Daniel vas vandaan kry. Die vas van groente en vrugte. Nou ek is baie bly ons kan vleis eet, want ek sou dit nie gemaak het nie. Hierdie 4 jong man staan van die begin af op dit wat die woord van God sê. Hulle aanbid God nie as gevolg van dit wat hulle kan kry of hulle omstandighede nie. Hulle aanbid God omdat hy God is. En ek wonder as ek jou vanaand moet vra, hoekom aanbid jy God, gaan ek dalk 'n klomp verskillende redes kry. Baie ouens gaan vir my sê, ek dien die Here, ek kan bid die Here, hoekom hy my gered het uit my sondes uit. Ek sou nie die mens gewees het wie ek is vandag as dit nie was vir die Here nie, nê? Maar daai verhouding moet nou verander. Want as ons terugleef oor wat die Here vir ons 20 of 30 of 40 of 50 jaar terug gedoen het, groei ons verhouding nooit met die Here nie. Dis great om te weet wat die Here vir jou gedoen het en hoe hy jou uit sonde uit gered het. Maar wat nou? Het jou testimony daar opgehou? Het jou verhouding met God daar gestop? Of is jy nog steeds besig met die Here? Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons die Here dien, nie vir dit wat ons kan kry nie, maar vir wie hy is. En ons ken hierdie verhaal, nê? Koning Nebukadnesar raak toe so kwaad dat hy die oond 7 keer warm maak as normaalweg, en dit staan in die woord dat selfs die wagte wat hierdie 3 mans in die oond ingegooi het, doodgebrand het, as gevolg van die hitte van hierdie oond. En dan raak koning Nebukadnesar bang, want hy vra vir sy raadgewers, hoor hierso, was hulle nie net 3 mans wat ons vasgemaak het, Sadrag, Mesach en Abednego, wat ons vasgemaak het en in die oond gegooi het. Hoekom staan daar nou 4? En dan staan daar dat na 'n rukkie
het hierdie koning na die oond, ek dink hy het so eentjie weggestaan, hy het gesien waar die ouens geskroei het of gebrand het, nê. So eentjie dalk weggestaan en geskree, kom uit hierdie oond uit. En dan sê hy vir hulle, julle koning is die werklike God. Die God wat julle aanbid is die werklike God. Ek wonder, as ek jou vandag moet vra, sou jy vir die regte ding staande bly? Wat sal jou antwoord wees? En dit is baie maklik om hier by die kerk te sê, ja, as ek die regte ding moet doen, sal ek die regte ding doen. Maar in praktyk lyk dit baie anderste. Nou, ek het hierdie week so 'n bietjie eksamen geskryf, vir die eerste keer in 7 jaar, dit was verskriklik. En ek het ook op 'n stadium gewonder, na een aand se laat leer en goeters, of ek nie maar net kripnotes iewers op my broek kan neerskryf, op die sokkies, of so iets arm, ek weet nie, nê? En 'n ou voel baie keer so, veral as jy hoop en bid, jy kom die eksamen deur. Net so met besigheid deals, as jy weet jou besigheid doen nie op die stadium goed nie, en iemand kom met 'n geleentheid, maar daar so 'n bietjie geld wat onder deur die tafel moet gaan, dan lyk dit anderste om die regte ding te doen. As iemand hier instap vanaand met 'n AK-47 en hy sê vir jou, as jy 'n kind van God, as jy sê ja, skiet ek jou, dan gaan ons antwoorde dalk baie anders te lyk. Ek wonder, as jy vir die regte ding moet staan, of jy dit werklik sal doen. Is ons Christene, en dien ons die Here, hoekom hy die Here is, hoekom hy vir ons goed is, hoekom hy die skepper is van hemel en aarde, of dien ons die Here net hoekom hy vir ons goed is? Ek wil weer daai gedeelte lees in Daniël 3 vers 16 en 17. Vir my so mooi. Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord, ons hoef u hierop nie te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. En selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Ek wonder, as ons die keuse gehad het, nie net om God te aanbid of nie te aanbid nie, maar as ons die keuse gehad het om, dit is ons hele lewe, ons het werklik gekies om ons lewe vir God oor te gee. Jy sien, hierdie 3 manne het nie 'n ander opsie gehad nie. Hierdie 3 manne was nie, ons gaan nou maar net buig voor hierdie ding, net om hierdie ding verby te kry nie. Hulle was opreg lief vir die Here en hulle het geweet dis die regte ding om te doen. 'n Ongelooflike storie van 3 jong manne wat opgestaan het en bly staan het vir die regte ding. Ons 'n tweede verhaal, en ek dink hierdie verhaal is bietjie meer bekend onder ons, en dis die verhaal van Daniël in die leeukuil. Kyk, wonderlike storie. Interessant, Daniël 6 vers 5 sê dit die volgende. Nou wat hier gebeur het is, hulle het 'n paar raadgewers en goeters gehad, en Daniël sou die hoof gewees het van die koninkryk. Hy sou tweede in bevel geraak het van hierdie koninkryk. En hierdie ander ministers en goewerneurs wou nie dit gehad het nie. En hulle het toe 'n plan probeer beraam om Daniël vas te vang. En dan hoor net hierdie mooi woorde. En dis sy vyande wat so oor hom praat. Dis Daniël 6 vers 5. Sê, die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het. Maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kry in verband met sy godsdiens. So, dit is groot. Ek dink ek moet hierdie stukkie verduidelik, want ek sien julle verstaan nie lekker hier nie, nê? Daniël
is 'n so eerbare man, hy loop so die reguit pad, dat sy vyande sê, ons gaan niks teen hierdie ou kry nie. Maak nie saak wat ons probeer teen hierdie ou sit, of probeer insluip nie, hy is so eerbaar en so opreg, ons gaan niks teen hom kry nie, tensy ons sy godsdiens, iets teen sy godsdiens vind. Ek wonder of ons as kinders van God daar gevind kan word. Dat mense, selfs ons vyande, kan sê, hierdie ou is te eerbaar, ons sal nie iets teen hom kan vind. Ek wonder of selfs ons vyande kan sê, hierdie ou loop so die reguit pad, dat dit onmoontlik is om selfs iets op hom te pin. Dit gaan onmoontlik wees om iets teen hom te kry, tensy ons iets teen sy geloof vind. En dan ken ons die storie, nê? Hierdie ouens baie slim, hulle gaan na die koning toe van daai tyd, nie koning Nebukadneser nie, net so terloops, daar was 3 konings in Daniël se tyd. En hulle sê toe vir hierdie koning, skryf 'n decree uit, dat ons vir die volgende 30 dae u moet aanbid. U is so 'n goeie koning, u lyk soos 'n God, skryf hierdie decree, dat ons vir 30 dae jou moet aanbid. En toe hulle hierdie decree uitstuur, toe doen Daniël die volgende, Daniël 6 vers 11. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer, sy venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Sien, hierdie jong man weet, wel, op daai stadium in sy lewe was hy nie meer jonk nie. Okay, hy was so 'n bietjie ouer. Maar Daniël het hierdie lewe geleef van opregtheid, waar hy werklik God lief gehad het, wat hy hierdie verhouding met God gehad het. En toe hy hoor wat in sy land aangaan en die wetgewing wat hulle uitgebring het, toe gaan hy net voort soos normaal en hy aanbid nog steeds die Here. Jy sien, selfs toe dinge moeilik raak vir Daniël, het Daniël nooit weggestap van die Here af. Sy verhouding met God was vir hom die belangrikste. En hy sou self sy lewe opoffer vir sy verhouding. Ek wonder hoeveel van ons sal toegesluit word vir ons geloof. Ek wonder hoeveel van ons sal familielede en vriende verloor vir ons geloof. Ek wonder hoeveel van ons sal werklik sterf vir ons geloof. Glo ons die woord van God is die absolute waarheid, of glo ons net totdat dit ons nie meer pas nie? Sien, hierdie is 'n ongelooflike harde woord, want ek besef ouens omstandighede lyk hierdie tyd van die jaar bedroef. Ek besef mense ervaar verskriklike druk by die werk. Ek besef dat almal van ons moeg is en baie keer nie besluite neem of optree soos wat ons normaalweg moet of sou nie. As gevolg van al hierdie goeters wat ons beleef hierdie tyd. En tog dink ek dat die Here van ons verwag om altyd dieselfde op te tree. Ons kan nie ons Christendom nie in die kassie bære nie. Nou ek het vir julle goeie nuus. Ek is nie 'n engel nie. Okay, wonderlik. So my vrou hierdie afgelope week, terwyl ek hierdie wonderlike voorbereiding gedoen het, ry ons op 'n stadium bietjie Pick n Pay toe of Checkers of iets, ek kan nie onthou nie. En op pad soontoe ry daar 'n ou voor my in. Hy druk my so half van die pad af en toe stop hy met sy hazards. Dit het nog nooit met jou gebeur nie, nê? En hierdie tyd van die jaar tree ou bietjie minder op soos wat jy normaalweg sou, en ek wil eintlik langs hom stop en hom net bietjie help. En terwyl ek vir my vrou sê, ek wil bitter graag hier langs aan stop en net hierdie ou bietjie help, sê sy vir my, wat het jy nou die dag gepreek?
baie sleg. Ek het nou besluit ek gaan my prediking moet verander. Maar dit is baie waar, né? Baie keer sit ons Christeling geloof op die agtersitplek. Veral as omstandighede nie volgens ons wil gaan nie. As daai ou voor ons inry en jy het 'n bad dag gehad, wil jy hom bietjie aanhelp. Ek moet dalk 'n bakkie kry met 'n lekker bumper. Maar dis nie wat God van ons verwag nie. God verwag selfs in die moeilike tye, selfs al word jou lewe bedreig deur 'n leeukuil, om die regte ding te doen. Nou ek het ongelukkig vir jou nog slegte nuus en dis baie keer as mens die regte ding doen, is daar nog steeds gevolge. Baie keer is die regte ding om te doen, die moeilike ding om te doen, want daar is slegte gevolge. En hierdie Daniël word voor die koning gebring. En die koning was eintlik baie lief vir hierdie ou. Jy kan net imagine, hy sou tweede in beheer gewees het van die hele koninkryk. Jy stel nie net enige ou aan om daai job te doen nie. Hierdie koning was lief vir Daniël. En tog het hierdie wetgewing wat hy uitgestuur het gesê ons moet dit doen. Niemand kan dit verander nie eers die koning nie. En hy moes vir Daniël in die leeukuil gooi. Maar soos wat dit in ons lewens nou nog gebeur ook, is baie keer as ons die regte ding doen, al is dit moeilik, sal die Here opdaag om jou te red. Theodor vra vir my net nou, is dit gevaarliker om 'n klomp leeu's in een Daniël te hê of 'n klomp Daniëls in een leeu? So, ons sal daar 'n bietjie kan debatteer. Die waarheid is, as jy die regte ding doen en die Here volg met jou hele hart, om dien met jou hele lewe, sal die Here vir jou uitkoms gee. Ek kan jou dit garandeer. Ek dink as 'n ou so bietjie terug sit en dink oor jou eie lewe, kan mens sien waar die Here vir ons uitkoms gegee het, né? Ons het hierdie diens begin deur te vra, wees dankbaar. Wees dankbaar. Ek dink baie van ons is dankbaar, dis oor 'n maand Desember. Halleluja. Ek sê altyd vir die jong mense, as jou testimony, as jou getuienis ouer as 3 maande is daar fout. Want dit beteken jy het vir 3 maande nie met die Here gestap nie. Die Here het niks in 3 maande se tyd in jou lewe gedoen nie. As jy moet terugverwys na toe jy gered was op skool in 19 voetsek, dan is daar 'n probleem. Die Here is veronderstel om elke dag in jou lewe te werk. Die Here is veronderstel om ons van krag tot krag te vat. Ons is veronderstel om op die Here so te vertrou en so te lewe, dat mense die verskil kan raak sien. Ek wil met julle een laaste gedeelte deel, en ek wil hiermee afsluit, is daarom nie in die boek van Daniël nie. Hebreërs 10 vers 32 tot 39 is 'n lang stuk, so hou vas. Hier gaan ons. Dit sê die volgende: dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het. Toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak. En deels het julle gely omdat julle vereenseldig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad. En toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Mag dit ons gebed vanaand wees.
Die Here het 'n spesiale plek vir jou. Die Here het jou lief. Maar ek dink die Here wil baie keer hê ons moet hom terug lief hê. Met oorgawe, met alles wat ons het. Is ons bereid om so 'n lewe te leef? Al lyk die omstandighede hoe in ons lewe, ons bereid om alles prys te gee vir die man in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sit so, kom ons sluit net ons oop. Here Jesus, vanaand het ons 'n kosbare verhaal uit Daniël uitgelees, Here. Hierdie 2 ongelooflike stories wat gaan oor jong manne wat opgestaan het vir die regte ding. En Here, omrede Daniël sy hele lewe lank U gedien het, 3 keer 'n dag gebid het en U geprys het, Here, het hy die vermoë gehad om deur slegte tye deur te druk. Here, my gebed vanaand is dat elkeen van ons as kinders van God sal opstaan vir die regte ding, maak nie saak hoe die omstandighede om ons lyk. Dat elkeen van ons sal staande bly in die geloof. Dat ons nie sal terugdeins nie, Here. Maar laat ons hierdie goeie wedloop sal aflê. Here, vanaand is my gebed dat U by elkeen van ons sal kom stil staan. Here, dat U liefde net oor elkeen van ons sal kom gooi, Here. Here, vir ons nuwe krag sal gee om aan te hou die regte ding te doen. Here, ek besef vanaand dat so maklik kan omstandighede maak dat ons ander besluite maak as wat ons normaalweg sal maak. So maklik kan hierdie tyd van die jaar bepaal dat ons goeders doen wat ons nooit sou doen nie. Here, ek wil bid dat ons verhouding met U opreg sal wees. Here, dat ons sal staande bly al staan ons alleen. Dat ons die regte ding sal doen, al word ons lewe bedreig met 'n leeuke. Here, vanaand wil ons net weer opnuut kom sê, Here, ek behoort aan U. U is my God en my koning en ek het U lief, nie vir dit wat ek kan kry nie, Here, maar vir wie U is. U is die almagtige, die skepper. Vanaand wil ons net voor U kom buig. Kom sê ons is lief vir U. Here, kom maak ons keuses en ons verhouding met U opreg, Here. In Jesus naam. Amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor Franco jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.